Kom ons begin hierdie aflewering van ons lewendige uitsending van TikTok Live. Baie welkom aan al ons kykers by 5 aanvanklik. Dit is ons program se naam. Dit is ons eerste aand dat ons afskop in ons splinternuwe ateljee en ons baie dankie vir die borging wat ons kry om die ateljee te kan gebruik. Dit is regtig 'n baie voorreg. Tijdens hierdie gesprek hou ons alles kort en kragtig, ons respek vir mekaar. Ons leer van spasies uit. Ons gast vanavond, ons gast is Jonathan van Biljon. Jonathan, wil jy jouself net 'n bietjie bekendstel vir mense sê, wie is jy nie asseblief? Goeienaand almal, ek vertrou dit gaan goed met elkeen van julle. My naam is natuurlik Jonathan van Biljon. Verskoon maar net, die skerm maak maar so 'n bietjie moeilikheid, so my gesig is nou nie op die TikTok nie, maar ek is daarom hierso live op Facebook waar my gesig daarom wys. Maar ja mense, ons is uitgekoop vir die Here Jesus Christus en ek glo ek is gevul met die Heilige Gees die dag toe ek myself oorgegee het aan die Here Jesus Christus. En ja mense, ons verkondig net Jesus Christus en hom as gekruisigde alleen, want dit is alleenlik deur die kruis van Jesus Christus wat ek en jy gered kan word. So ja nee. Dankie Jonathan, baie dankie vir daai ons welkom en ek is regtig bly jy saam ons op die TikTok. Ek wil nou net vir ons kykers sê vanaand dat Jonathan leer ook vir 'n pastoor. Hy leer ook deur skool of fire. Yes. Hy is nou amper daar en ek kan amper vir jou sê welkom pastoor Jonathan. Ons het ons tweede vraag vanaand of ons topik vanaand is dit 'n sonde om drank te drink? Ek wil net so 'n bietjie inleiding gee daaroor. Die Bybel sê dat die drink van son op self, dat die drink van alcohol op zichzelf een sonde is nie. Want Jesus het bijvoorbeeld water en wijn verander enzovoorts. Maar die Bybel waarskuw werklik waar 'n paar keer teen erge dronkenskap. Hy sê in Efesiërs, en we graag aanhaal hierso, Efesiërs 5 vers 18 sê, moenie dronk word of wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word vervul met die Gees. Is dit nie so om dit te hoor, weer vol te word van die Gees? Jonathan, wat wil jy vir ons sê hieroor? So eerstens, ja, die Bybel sê nie direk, soos wat hy sê, dat hoerery is 'n sonde of so nie, maar natuurlik gee hy vir ons 'n baie groter spektrum as net die drank self. Hy praat van natuurlik dronkenskap en dan praat hy van baie ander dinge rondom drank en so en natuurlik het Jesus water en wyn verander. Maar ek dink 'n mens moet baie konteks daarin gaan lees en dieper daarin gaan duik om werklik te sien wat het Jesus daar verrig en hoekom het dit gebeur en so aan. En eerstens wil ek net sê dat ons standaard wat ons dink God is wel kom ek sê so. God se standaard is ver bo as wat ons dink dit is. Ek meen sonde kan nie voor God staan nie. Hy is 'n absolute heilige God. Hy is soewerein en sonde kan nie voor hom staan nie. En volgens mediese bewys is dat as dit byvoorbeeld 10 drank of 10 biere vat byvoorbeeld om jou dronk te maak en jy drink net een. Volgens mediese is jy klaar 1 uit 10 dronk. Want dit vat 10 borrels om jou dronk te maak, maar jy het al klaar 1 gedrink, so is 1 uit 10 is jy klaar dronk. En die woord van die Here sê natuurlik dat geen dronkaard sal die koninkryk van God beerwe nie. En om net bietjie uit te wys dat ons standaard, ons as mense se standaard is ver bo as wat God se standaard is, wil ek graag net na 1 Johannes 3 vers 15 toe gaan wat sê, elkeen wat sy broeder haat is 'n moordenaar en julle weet dat geen moordenaars die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. So hier sien ons duidelik dat as ek my broer haat en my broer is elke liewe persoon wat om my is, my liefde moet getuig van Jesus Christus. So wanneer ek my broer haat, dan is ek 'n moordenaar, want dan sê ek basically dat hy is net so goed soos dood vir my.
So as ek hom nie lief het nie, as ek nie liefde toon teenoor iemand anders te nie, het ek 'n moordenaar se hart teenoor daai persoon. So hier kan ons duidelik sien dat ons standaard en God se standaard is baie groter. En so wil ek dieper induik, soos wat die live opname aangaan. Yes, nee, verseker Jonathan, daar sien ek 100% saam met jou. Ek sal graag wil hoor, wat is jou mening rondom mense wat dalk nou sal sê, alkoholvrye drankies? Want kom ek sê gou vir jou, ek het nou 'n paar alkoholvrye drankies gou 'n bietjie gaan kyk die laaste tyd en dan kom jy daar is nou wel 'n 0,002% alkohol vir 0,001% alkohol. Dan voel dit vir my persoonlik, is dit 'n persoonlike mening, dat dit nog steeds alkohol is. Ek weet nie, hoe voel jy oor dit, Jonathan? Oom, ek wil graag die stelling maak, dat hoekom wil jy op die grensdraad van sonde gaan dans? Hoekom wil jy as mens darms en pens op die grensdraad van sonde gaan wandel? My geliefdes, die sonde lei ons na die dood toe, want die woord van die Here sê, ons elkeen het gesondig en het ontbreek ons van die heerlikheid van Christus. En die sonde is lekker vir 'n tyd lank, daarna bring hy die dood te voorskyne. En Jesus Christus het vir my en vir jou kom sterwe aan 'n kruis, sodat ons die ewige lewe te kan hê, en sodat ons met vir ewigheid saam met hom kan wandel. En Jesus het juis dit kom bewerkstellig aan die kruis. En hy sê hierso, juis ook in Romeine 6 en in vele ander skrifte, ons wat nou 'n nuwe skepsel is, hoe kan ons nog in die sonde wandel? Hoe kan ons nog daarin lewe? Sê ek daarby dat ons nooit weer gaan sondig of foute doen nie? Nee, ek sê nie dit nie. Ons almal het 'n sondige natuur, ons het 'n vleiskas, daarom gaan die siel en die gees hemel toe en die vleeslike kas word verander in 'n verheerlikte liggaam. So met dit wil ek weer eens daai stelling maak. Hoekom wil 'n mens op die grensdraad van sonde gaan dans? Want ek meen die Bybel sê, hy sê jy moet, ek wil gou soontoe gaan eintlik. Wat hy sê dat ons moet afstand hou van elke vorm van kwaad. Yes. Ek dink ook belangrik in so in die konteks as met die vriende natuurlik, jy weet. Ekskuus so? Ek dink in die konteks ook mense vriende is verskriklik belangrik, jy weet. Ja. Ja, verseker. Maar jy vir ons lees daarso, Jonathan, ek sien Bossa sê hierso, Bossa Gesinsker, baie welkom toe julle, baie welkom, dit is wel lekker om julle op die live te sien. Ja nee, lekker. Bos van geld, koop liquid fruit, ek stem. Die ding is, ek meen, baie mense, ek like die stelling wat pastoor Willie Olwagen eendag gesê het. Hy het gesê, ons moet al verby die punt wees om te vra, is dit sonde? Is die sonde? Ek wil sê, as jy 'n bloedgewaste kind van die Here is, gaan jy nie hierdie dinge wil doen nie. Jy gaan nie. Want jy gaan jouself wil weerhou, soos wat hy sê hierso in 1 Tessalonisense 5:22, onthou julle van elke vorm van kwaad. En baie mense sal nou oorspring na die vorige vers toe, om juis dinge soos drank en daai tipe van goeders te regverdig, is om te sê, maar die woord van Here sê dan, hierso in vers 21, beproef alle dinge, behou die goeie. Dan sou baie mense hierdie vers gebruik as 'n dekmantel of as 'n rede hoekom hulle goeders doen. En dan gaan hulle natuurlik oorspring na Johannes 2, waar Jesus water in wyn verander het. En ek dink 'n mens moet dit in baie goeie konteks gaan lees. Hoekom het Jesus water in wyn verander? Het dit iets beteken? Hoekom was dit die eerste wonderwerk gewees? En het hy werklik alkoholiese wyn verander? En my persoonlike antwoord is nee, hy het nie alkoholiese wyn dit in wyn verander nie. Ekskuus, ek val in my rede. Wat is dit? Dis skien goeie naam toe gaan dit.
Goed en self. Maar kan jy gaan bekendstelling dan? Ja, Christus King, ek glo in die Here, die enige God, ek volg die Here, ek probeer mense help, ek probeer mense verduidelik, betekenisse uit die Bybel uit, metaforiese betekenisse, ek gee vir mense metaforiese betekenisse om hulle te laat verstaan wie die Here is, ek stry met moslems, al is ek Afrikaans, ja, dis maar wie dit is. Maar dis wonderlik. Alright, so, die rede hoekom die Here water in wyn verander het. Wow, is nogal 'n sterk punt daai. Sou dit nie beter gewees het as die Here die wyn in water verander het? Ja, moontlik, nee. Ja, maar hoekom het hy nie? Jonathan, jy was nog op die pad. Ekskuus, ek verduidelik nog. Hy was by 'n bruilof, by 'n troue. Alright? So hy wou iets gevier het. Jy verstaan? Yes. So wat het die Here gedoen op die laaste ete? Wat het hy heel eers gedoen op die laaste ete? Hy het wyn gedrink, ja. Ja. Hy het gesê en Ekskuus. eet van my, Brood. eet van my vlees, né? Yes. Die woorde wat hy vir die mense gegee het. Yes. So dit was sy eerste wonderwerk geweest. En dit was, ek dink persoonlik, dit was sy belangrikste wonderwerk geweest. Want hy het op die eerste wonderwerk klaar vir die mense gewys wat gebeur op die einde. Okay. Sal jy vir my sê, Maar ja, ek probeer net sê, dronkenskap is sonde, okay? Absoluut. As jy drink en jy raak dronk, dan jy gaan enige sonde pleeg. Dit is maar net so. Yes. Maar, daar is altyd 'n maar. Yes. Dit beteken nie jy mag nie 'n wyn drink nie. Want in Proverbs sê die Bybel of sê die woord self ons jy moet wyn drink om gesond te bly. Jy moet. Wetenskaplik is dit op bewys as jy rooiwyn drink, as jy aandete eet, dan werk jou hele jou maag en al jou darmes en alles werk net beter. Dit verwerk die voedsel beter. Dit beteken nie jy raak dronk nie. Daarby wil ek wel, sorry dat ek in die rede val. Daarby wil ek wel sê dat in Habakuk 2 vers 15 sê, wee jou wat aan die naaste drank gee, wat jou gif daarmee meng. So op die einde van die dag, wat is die skrif in contradiction teen homself? Nee, hy is nie. So en wee beteken 'n sterk oordeel. Alright. Die profeet van daai boek geskryf het, sy mening was teenoor sy volk gewees op daai tyd. Onthou, as jy koning is of as jy 'n plek beheer, as jy in charge is, byvoorbeeld, ek probeer dit nou maklik verduidelik. En jy sien die mense pleeg sekere goeders, sekere sondes. Gaan jy nie 'n wet maak of opbring wat hulle probeer keer dat hulle dit nie weer doen nie. Okay, dan wil ek net vra daarby met die Last Supper het hy wel, sê die skrif wel wyn. Maar as 'n mens mooi gaan kyk, dit het op die Pasga gebeur. As 'n mens mooi na die Pasga gaan kyk, mag daar geen ongesuurde ding in die huis gevind gewees het nie. So die feit dat die Pasga wyn, dat iemand sê dat die Pasga wyn vol alkohol was, ek is jammer, maar dit is onbybels, dit is onwaar, want die woord van die Here sê dat Het jy geweet jy kry wyn wat nie alkohol in het nie? ja, dit was druiwesaap. Ja, so, maar dit is wyn. Dit is eintlik wyn. Maar hy het geen alkohol in. Dit is, onthou, ja, maar jy moet een ding verstaan, hè, dit
dit is ons taal. Dit is hoe die Bybel in ons taal vertaal is. As jy dit gaan navors en jy gaan lees Hebreëus en Arabies Dan is dit en Tiros. ja, daar's baie vertalings. En elke vertaling het 'n ander betekenis om vir die mense te verduidelik wat die wyn was. Maar nie hulle almal verstaan dit dieselfde as wat ons verstaan nie. Verstaan jy? Ja. Dit is wat so amazing is van die Bybel. Die Bybel is in ons taal vertaal, maar gaan lees dit in Hebreëus, gaan lees dit in 'n ander taal, dan gaan jy dit anders sien, in 'n ander lig. As ek net hier kan inkom, Visser sê ek sodra jy wyn nodig het om lekker te kuier, om jy jouself ondersoek, jy kan nie Christus en drank verkondig nie. In Korintiërs 10:31 sê hy tog, doen alles tot verheerliking van God. So ek vra myself die vraag dan af, as ek dan nou 'n glas wyn drink, doen ek dit tot verheerliking van God of nie, jy weet. So ek dink ook aan hierdie vraag afvra, dan wil ek graag wat jy nou sê, Kaarsjes King, ek luister presies wat jy vir my sê vanaand en ek respekteer dit. Maar die gewone ou bestaan, dat nie al die Bybel so ken nie en al die kundigheid het nie. Wat sê ons dan nou vir hom? Ons hoef niks vir hom te sê nie. Ons moet vir hom wys om ons lewens te leef, Yes. reg te leef. En dan sal hy na jou toe kom en vir jou vra, hoe kry jy dit reg? Jy moet 'n lig wees, dis 100%. En daarom voel ek self sterk, dis ook my eie persoonlike mening, dat 'n Christen glad nie drank moet gebruik nie. Yes. Dit is absoluut my mening en ek sal daar saam naby, jy weet. Jonathan, wat wil jy sê oor dit? Ek wil sê drank is absoluut boos. Iets wat enigiets met alkohol bevat en ek praat nie nou van om wonde skoon te maak nie, dit is heeltemal iets anderste. As jy jouself versuip met drank, al is dit 1 glas, ek is jammer, maar ek gaan my mening neersit. Dit is absoluut van die duiwel af. Drank was nog nooit goed gewees vir enige mens nie. As jy vir my kan wys wat drank in enige huishouding baie goed was, dan sal ek miskien my mening lig. Maar ek kan nou beloof dat drank het nog nooit 'n goeie effek gehad in 'n huishouding nie. Elke keer wanneer daar drank betrokke was daar of molestering of verkrachting of waar dan vrouens geslaan was en daai tipe van goeters, huwelike was geskeur gewees. So in daai geval het drank 'n goeie vrug om op te staan. En ek praat nie nou van dokters wat sê om 'n drankie of 'n wyntjie elke aand te drink dat dit nou volgens hulle nou reg is of nie. Ek is bitter jammer, maar ek sê weer, ek staan daarop dat kom ek vra die vraag. Gaan daar drank wees in die hemel? Kom ek vra daai vraag. En God is 'n absolute heilige God. Hy is soewerein en geen sonde kan voor hom staan nie. En dan sal mense natuurlik na Noag toe spring en daai tipe volgens dit, ja, dis mens. Dis mense wat gaan sondig het. Dis mense wat die wyn gaan vat het en dronk geword het daarvan. En wat het toe gebeur juis met Noag? Sy kind, sy seun het hom bespot en goeters en toe wat gebeur? Hy vervloek sy seun. So op daai geval wil ek sê dat onthou jou van elke vorm van kwaad. Dit is 'n vorm van kwaad, al is dit net 1 glasie. Dankie Jonathan. Ek wil gou so Sorry, korreksie. Die Here kom vervloek. Nee, hy self nie. Hy sê net vas. Ek weet vir so kom Engels. Visser sê my oupa het my ouma aangerand omdat die kerk se nagmaal wyn drank gemaak het. Loop speel. Hy sê hy is nie 'n dokter as hy nie drank voorskryf nie, hy's 'n duiwel. Kyk, dis jou komment, jy was teen. Kyk, dis nie. Alright. So, yes. Excuse. So drank is 'n sonde. Okay. Wat is dan nie sonde nie? Wil jy 'n bietjie uitbrei, Kruis? Wil jy 'n bietjie uitbrei? Die woord van die Here sê dat vreeslike begeertes is sonde. Alright. So as jy nou iemand ontmoet, okay? Hy vloek nie, hy rook nie, hy beklei nie, hy praat ordentlik, goeie maniere, alles. Nou en dan drink hy bier, miskien, of brandewyn, maar hy doen niks, en
as jy by die huis kom, dan gaan slaap hy. Soos die mense wat ons almal ken. Wat maak hom beter as ander mense of slegter as ander mense? Ek hoor wat jy sê en ja, maar ek dink op die dag mens kan nie kontroleer met sonde nie. Wat ek probeer verduidelik is, sonde is sonde. Yes. En dit beteken die waarheid in die Bybel sê dit self. Baie min mense verstaan dit nie baie mooi nie, want Heilige Gees moet dit nog aan hulle openbaar. As jy gered is, okay, dan is jy gered. Maar as jy gaan aanhou om dieselfde ding oor en oor te doen, dan wat sê die Bybel? Die Here gaan jy nie vergewe nie. Want dan sondig jy teen die Heilige Gees. Want as jy gered is, dan stuur die Here sy Gees om in jou te gaan woon. En jou liggaam is heilig. Yes. Verstaan? Jy moet nou mooi verstaan wat ek vertel het. Ek gaan nie weer vertel ek nie. So, as jy dan gaan aanhou met dieselfde sonde, dan deny jy die Heilige Gees. Dan sê jy, ek glo nie in die Here nie. En dit is wanneer jy nie vergewe gaan word nie. Dis die enigste rede wanneer jy nie gered kan word nie. Mag ek, dit was Afrikaans, mag ek 'n vraag vra? Wanneer sal jy dan nou sê, as dit dan nou sê, jy mag 'n drankie geniet of 'n dop drink? Hoeveel dop is daar genoeg, sal jy dan nou sê? Kruis die skien? Ek het gewoon, so my maat gister verjaar, en ek het een Castle White gedrink. Ek het 'n Castle White gedrink by die braai, en ons het lekker gekyk en alles, en ek het huis toe gegaan. Ja, selfie. So, het ek gesondig? Nee, ek het nie. Ek het huis toe gegaan, ek gaan TV kyk, ek het miniseries gekyk. Ek het gesondig. So as ek met een hoertjie gaan slaap, dan sê ek nie hoer nie. So ek eers met 10 gaan. Nee. Die ding is, as jy dit doen, of as jy dit gebruik en jy pleeg sonde, dan is dit verkeerd. Met ander woorde, Kruis, wat jy nou vir my sê is, as ek te veel alcohol gebruik, en ek sal iemand slaan, of ek sal iemand vloek, of ek sal iemand Ja, maar hoe sê, as oom, yes, ek hoor wat jy sê. ja nee, kyk, want dan het oom te veel mededruk. Dis nie wat dit is. Want, ja. Ja, verseker, nee, ek hoor jou. Gelukkig het die Here ons verstand gegee. Hy het ons 'n helder denke gegee. Die dag toe jy gered is. En dit is so baie nice om dit te weet. Dat die Here, ek is so dankbaar dat hy my oopgemaak het vir die dinge wat aangaan in die wêreld. Want ek sien so baie goed as raak. En ek probeer om so baie mense te wys, kyk, dit is verkeerd, moet dit nie doen nie. Maar hulle glo nie. Hulle dink, ag, wat praat jy? Wie sê jy? Jy gered vir my, sê nie? Want verstaan? Ja. Dit is so moeilik om dit te vertel. Dit is baie moeilik. Dit is actually so amazing. Maar is so, Kruis is 10, ja. En Jonathan, Ja. wat so lekker is van hiernaas, ek hou daarvan as mense hulle menings gee. Ek dink die groot ding is maar belangrik dat elkeen ons mekaar se menings sal respekteer. Maar by die einde van die dag sal ons self die vraag wat afvra as ek nou doodgaan. En ek het 'n dop gedrink. Gaan ek hemel toe of gaan ek nie hemel toe nie? Wil ek drink of wil ek nie drink nie? Yes. Ek kan nie vir iemand besluit wil ek drink of wil ek nie drink nie. Ja, ek sou ook eerder so. Want soos ek vroeër gesê het, hoekom wil 'n mens op die draad van sonde gaan wandel? Want die ding is, as ons werklik besef, wat het Jesus aan die kruis gedoen? Die woord van die Here sê, wees heilig, want ek is heilig. Nou daarby sê ek nie, ek is perfek nie, daarby sê ek nie, ek is volmaak nie, daarby sê ek nie, ek sondig nie meer nie. Maar die woord van die Here sê, soos ek vroeër gekwoteer het, dat ons moet afstand hou van elke vorm van kwaad. Nou drank, al is dit net een, en so kan ons op baie ander dinge ook gaan ophamer as die mense dit so wil gaan stel. Dit is 'n vorm van kwaad. Hy lei na kwaad toe. En
En ek is bitter jammer, maar ek stem nie saam dat een drankie of een biertjie is reg nie. Ek is teen dit. Maar ja, soos om sê ons elkeen het ons Dis nice, eie maar mening, onthou, maar ja. Dit is jou opinie. Dis wat die Here vir jou gewys het, daar's dalk 'n rede daarvoor. So, dan doen dit. Maar onthou, daar's baie mense, jy gaan hom miskien eendag, ek weet nie as jy gaan, ek hoop so, gaan jy op plaas gaan en miskien gaan die mense reed om dit te los. Jy verstaan? So, almal het hulle eie opinie daaroor, maar dit beteken nie, drank is nie sonde nie. Ek meen, as daar, kom ons sê byvoorbeeld, ek kom by die huis, my vrou het my 'n bottel Courvoisier gekoop. Alright, hy staan op die kas. Is dit 'n sonde, as ek vir die bottel kyk? Nee. Ja, maar as ek in my gedagtes dink, yes, miskien as ek dit dubbel gooi en gooi vir haar dubbel, dan Ja, dis dan klaar is sonde, want dit begin na my by 'n gedagte. ja. So dit is 'n sonde, maar ek het dit nie gedoen nie. Okay, die woord van die Here sê ook dat as jy na 'n ander vrou kyk en begeer, het jy al reeds egbreek in jou hart gepleeg. Met ander woorde, jy's al reeds 'n egbreker in jou hart. Met ander woorde, jy het in jou hart jy klaar gesondig en jy staan skuldig voor die heilige God en jy het nodig om jouself te bekeer na die Here toe. Okay, maar daar is werk nodig. Yes, but works doesn't save you. You need to be cleansed by the blood of Jesus. You need to be saved. Ja, maar hoor wat ek sê. Yes. Hoor wat ek sê. Jy gaan baie gedink, maar as jy dit nie gaan doen nie, dan is dit nie sonde nie. Is ook die woord van die Here sê, weerstaan die onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Hulle noem dit repentance. Yes. Hulle noem dit repentance. Yes. Afwyking, wegwyking, los dit. Hardklop. Jy dink daaraan, want as jou vlees daaraan dink, maar jou gees nie vir jou, moenie daaraan dink nie. Dan bestraf jy dit, dus. Jy weet dit. En daar was iets wat julle vroeër gesê het van, ek wil dit opbring, ekskuus, van iemand wat gebore is, wat glad nie die Here ken nie. Die Here sê in sy woord, sy gebooie is op hulle harte geskryf. Alright, Ja. So jy kan met enige iemand gaan praat, dit maak nie saak wie dit is nie, hulle weet wat is reg en wat is verkeerd. En dit is die waarheid, want die Bybel sê so. Krasniski, baie dankie Jonathan, dankie ook. Ek gaan nou verder met julle praat. Ek wil gou 'n paar comments lees hier so. Verster sê, ek kan kuier daarom nie meer 3 keer by my buurvrou nie, net 1 keer. Geen kaas sal raai te veel. Franco van Sel sê, as jy 1 slukkie van alkohol vat, is jy natuurlik dronker as wat jy was, voor jy dit gevra het. Dan sê Visser weer, ek kan nie agterkom of jy Christus verkondig of kaasel nie. Hy sê ook, jy kan nie 'n leefstyl leef wat getuig van die goeie nuus met 'n kaasel in die hand nie. Die Wali, my mater van Suid-Wes-Afrika, Namibië, hy sê, daar's geen verskil om te dink en dit uit te voer nie. Great stuff. Hy sê ook verder, sonde begin by die begeerte. Eers is lekker om jou te sien op die laai, baie welkom. Jonathan, hou net vas, ek gaan vir Kirsty King, ek gaan vir die albei so kans gee, ons is amper op die einde van die program. Kirsty, ek is bly met ingekom, maar ek sê weer wat ek sê, dis om 'n lekker as mense inklim in hierdie lives in, en almal het menings. Wat jy daarmee gaan maak op einde van die dag, dit is jou, dis wat jy daarmee gaan maak. Kirsty King, ek gaan gou vir jou 'n kans gee, en as jy klaar is, dan kan Jonathan gaan vir ons so laaste paar woorde sê, voor ons gaan afsluit, asseblief. Jy is welkom. Dankie. Alright. So, ene wat ek vasglo is, as jy gered is, dan gaan jy doen wat reg is. En as jy nie gaan doen wat reg is nie, en jy gaan bly aanhou sondig, dan gaan die Here vir jou sê, nee maar, was jy lou, of was jy warm? En as jy lou is, dan spieg ek jou op my werk uit. Soos moet daar die brand wees vir Jesus. Jonathan, wat wil jy vir ons sê so ter afsluiting? Ja, so
soos ek vroeër gesê het, ons moet onsself weerhou van elke vorm van kwaad af. As ons werklik besef wat het Jesus aan die kruis gedoen het, en wat se prys hy werklik op die kruis betaal het vir ons. Paulus skryf juis in Romeine 6 dat hoe kan ons nog sondig, ons wat 'n nuwe skepsel is in Christus. Daarby wil ek afsluit dat ek was natuurlik deur dinge gewees rondom alkohol en goeders in my lewe en die dinge is soos ek sê, ek glo vas dat vir my glo ek vas drank is 'n sonde. Al is dit net 'n slukkie van drank, ek glo vas dit is 'n sonde. Dit is 'n vorm van kwaad, so ek gaan myself daarvan weerhou. En natuurlik sê die woord van die Here dat ons moenie vir ons broers 'n struikelblok wees nie. Ons moenie vir ons medemense 'n struikelblok wees nie. As iemand nou op hierdie live geklim het vanaand en hy of sy sukkel met drank en hy hoor ek as 'n kind van die Here of ek wat sê ek is 'n kind van die Here sê dat drank is alright. Een glasie sal jy niks doen nie. Ek is dan besig om daai persoon in die afgrond in te help. In plaas van om te verkondig van die Here Jesus Christus, dat hy eerder gevul kan word met die Heilige Gees, as om dronk te word met drank. Hy het die genade van God nodig, want slegs deur Jesus Christus kan jy gered word. Jy het die Heilige Gees nodig, om 'n heilige lewe te lewe, om afstand te hou van die sonde. Ek het die drank nodig, om my te bevredig nie. Ek het Jesus Christus nodig. Ek het die Heilige Gees nodig. Ek het die bloed van Jesus nodig. Ek het die sonde nodig nie. Ek het die drank nodig nie. Ek het die hoer nodig nie. Ek het die pornvideo nodig nie. Ek het Jesus en hom as gekruisigde nodig. En dit is my mening. Dit is my mening en ek volstaan daarmee in Jesus naam. Baie dankie Jonathan, ek waardeer dit regtig. Kirsty King, dankie dat jy ook so ingeskakel het, ons waardeer dit regtig. Vir alle luisteraars en kykers van ons, baie dankie dat jy ons gejoin het vanaand. Join ons weer so oor 2 weke, dan gaan ons weer 'n lekker topic bespreek. En ek hoop om julle almal weer te sien en ja, verkondig die evangelie en weet jy, Jesus is baie lief vir jou en julle moet almal baie lekker slaap. Amen. Prys die Here, dankie. Ja, dis die einde van die live. Mense, sorry vir daai opgewondenheid. Ek moes maar net, ek is jammer. Ek stem nie saam met een glasie nie. As jy sê jy's 'n bloedgewaste kind van die Here, hoe wil jy jouself nog bevredig met een glasie? Hoe wil jy jouself bevredig met een hoer? Hoe wil jy jouself bevredig met een vloekwoordjie? Jy het Jesus Christus nodig. Ek is jammer, ek is hier op met 'n heilige toren in my en ek is jammer. Maar jy kan nie Jesus Christus verkondig en in die hand met 'n glas brandewyn staan nie. Jy moet met die woord van die Here, wat 'n tweesnydende swaard is, het jy nodig om in jou hand te hou. En jy het Jesus Christus nodig om te bely met jou mond, want hy is die Seun van God. Hy maak vry. Ek het die drank nodig. Ek het nie 'n porn nodig nie. Ek het nie hoer nodig om myself te bevredig en myself rustig en kalm te kry nie. Ek het die Heilige Gees van God nodig. Ek het die bloed van Jesus nodig. Jy het nodig dat jy Jesus het en niks anderste kan jou bevredig as om Jesus Christus in jou hart te hê nie. As jy Jesus in jou hart het, hoekom wil jy gaan dans op die grenslyn van sonde? Was die prys van Jesus nie goed genoeg vir jou gewees nie? Was die prys van Jesus op die kruis nie goed genoeg vir jou nie? Ek is jammer. Ek is jammer dat ek so afgaan, maar ek is nie jammer vir wat ek sê nie. Want ek staan by wat ek sê, want God is 'n heilige God en is vreeslik om te val in die hande van 'n lewendige God.
Ons het nodig om ons te bekeer na die Here toe. Ons het nodig om te besef, wat het Jesus aan die kruis gedoen? Dan wil mense hulle self bevredig met ten minste een glaasiekie wynkie, want die dokter sê dit is gesond vir my niertjies om hulle te flush. Ek wil vir jou sê, jy het die bloed van Jesus om jou te flush van jou sonde. Jy het die bloed van Jesus nodig om jou te flush van sonde. Ja mense, ek staan nie saam, 'n ou wat sê, hy verkondig Christus, maar in dieselfde hand, draai hy pon, draai hy vloekwoord, draai hy allerhande losbandigheid en drank in die hand nie. Jy het nodig, dat jy die Bybel in jou hand moet dra. Dit is al wat in jou hand en in jou hart moet wees, en natuurlik die Heilige Gees. Dit is wat ons nodig het. Drank is 'n sonde, drank verwoes, dit was nog nooit in enige opsigte goed vir 'n mens nie. Miskien met wonde om skoon te maak, maar dis 'n totale en al 'n ander tipe alkohol daai. Daai is om jou wond skoon te maak. Jy word nie dronk, of jy word nie belustig of wat ook al met die goed nie. Maar ja mense, laat ek maar afklim hierso, voordat ek te opgewonde raak. Maar ja, mag die Here elkeen seën, en ek sê weer, ek volstaan met dit, ek staan met dit, dat drank is 'n sonde, al is dit 1 druppel op jou tong. Al is dit 1 druppel op jou tong, want 1 hoertjie is 1 hoer te veel, en soos my broer, Stefan Visser op die live gesê dat 1 glasie Castle Light was 1 te veel gewees, en ek staan saam. Mag die Here elkeen seën, en ek wil vir u sê, Jesus is lief vir jou. Besef net wat het hy aan die kruis op Golgotha vir jou gedoen het. Die prys wat hy, die brutale prys wat hy vir ons betaal het. Ek wil vir jou sê, die woord van die Here sê, dat as jy 'n nuwe skepsel in Christus is, gaan jy 'n verheerlikte liggaam hê. Jy gaan geen gebrek ly nie. Maar ek wil vir jou sê, daar's 1 persoon in die hemel, en luister mooi wat ek sê, daar's 1 persoon in die hemel, wat 'n gebrek ly, al het hy 'n verheerlikte liggaam. Kan ek vir jou sê, wat is sy naam? Sy naam is Jesus, met 2 spykermerke in sy hande, en 2 spykermerke in sy voete, om te wys, dat hy is die Seun van God, en dat jou sonde vasgenaal was aan die kruis, sodat jy met 'n verheerlikte liggaam kan rondhardloop in die hemel, sonder krankheid, sonder siekte en sonder enige ding. Jesus Christus dra daardie vloek tot in ewigheid, sodat ek en jy tot in ewigheid in sy teenwoordigheid kan woon en saam met hom te kan wees. Maar ja, geliefdes, Jesus is lief vir jou. My vraag is jy lief vir Jesus? Jesus seën jou, en mag die Here elkeen seën. Amen en amen.